Vandag is dit Pinksterfees. Vandag staan ons voor die pragtige werklikheid van wat Pinkster werklik bewerkstellig het. Nie net 'n eenmalige gebeurtenis nie, maar die geboorte van 'n radikaal nuwe manier van lewe. Pinkster, die geboorte van die Christendom, die geboorte van die kerk. Ek lees vir ons uit Handelinge 2 van vers 42 af. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Tot sover. Vanoggend gesels ons oor die nuwe gemeenskap deur die Heilige Gees. Die vraag voor ons vanoggend is diep en uitdagend. Hoe lyk 'n gemeenskap wat werklik deur die Heilige Gees gelei word? Nie net in oomblikke van aanbidding nie, maar in die alledaagse lewe. Nie net wanneer dit maklik is nie, maar ook wanneer dit swaar gaan. Nie net wanneer mense kyk nie, maar veral wanneer niemand kyk nie. Met Pinksterfees vier ons nie net 'n historiese gebeurtenis nie, ons vier 'n voortgaande, lewende realiteit. Die kerk wat op Pinkster gebore is, leef steeds. Vandag kyk ons nou hoe die eerste Pinkstergemeenskap geleef het en wat dit vir ons beteken vir vandag. Lukas gee vir ons in Handelinge 2 vers 42 tot 47 'n venster in hierdie nuwe werklikheid. Eintlik 'n bloudruk vir wat dit beteken om werklik 'n Pinkstergemeenskap, 'n Pinksterkerk, 'n kerk wat deur die Heilige Gees gelei word te wees. Wat was die nuwe gemeenskap se fondament? Vers 42. Hulle het bly volhard in die leer van die apostels, die verbondenheid met mekaar, die breek van die brood en gebede. Volgens hierdie gedeelte is daar 4 pilare van geestelike groei, waarop die kerk ook gefestig moet bly. Die woord, of die evangelie, of die apostoliese leer soos dit genoem word. 2. Die gemeenskap, die Griekse woord is koinonia. 3. Die breking van brood en 4. Gebed. Kom ons kyk na hulle. Die woord, evangelie, apostoliese leer. Hier gaan dit nie oor die oppervlakkige lees van die Bybel nie, maar oor 'n honger na die wil van God wat jou lewe verander. Dit vra van jou 'n voortdurende leer en groei. Hulle was disippels wat nooit ophou leer het nie. Die woord, die Bybel, die evangelie moet die maatstaf vir al jou besluite wees, groot en klein. En hulle het hulle self onderwerp aan die wil van God. Hulle het hierdie woord prakties begin leef, nie net teoreties nie, maar lewensveranderend. Lees jy nog die Bybel, net omdat dit interessant is, omdat jy graag wil hoor wat die Here sê, of is dit al lewensveranderend vir jou? Die tweede punt is die gemeenskap of Grieks koinonia. Hier gaan dit oor baie meer as sosiale byeenkomste of koffietyd na die diens. Dit gaan hier oor werklike deelname in mekaar se lewens, in mekaar se vreugdes en verdriet. Dit gaan in die nuwe gemeenskap daaroor dat ons mense word wat mekaar se laste dra, omdat dit onmoontlik is om alleen te staan. Dit is 'n plek waar maskers afgehaal kan word en mense hulle ware self kan wees. Die derde punt is die breking van brood. Die nagmaal is ons herinnering aan Christus se offer. Dit is nie 'n ritueel nie, maar 'n heilige herdenking, ons onthou. Dit gaan ook oor gasvryheid as lewenstyl, nie net by spesiale geleenthede nie. Ons tafels is tafels waar alle mense welkom is, ongeag hulle agtergrond. Ons deel nie net kos nie, maar ons lewens rondom die tafel. Die vierde punt, gebed. In gebed soek ons saam na God se wil, nie net persoonlike wense nie. Ons doen voorbidding vir mekaar en die wêreld. Deur gebed kry ons 'n bewussyn van groter behoeftes buite ons, meer as ons, vir almal.
Gebed is ook aanbidding wat 'n natuurlike reaksie is op God se goedheid. Ons lees ook hier van die krag van eenheid. Vers 43. Almal is met ontzag vervul en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Al die gelowiges was bymekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle is almal met ontzag vervul. Mense begin besef dat hulle voor die lewende God staan, nie 'n konsep nie, maar 'n God, 'n persoonlike God. Ontzag beteken ook dat die mens respek vir die heiligheid van God het. Hy wat alle sondige gedrag uitroei. So word ons 'n gemeenskap waar God se teenwoordigheid so voelbaar is, dat mense hulle gedrag begin verander. Ons kry die besef dat ons nie met gewone dinge besig is nie, maar met heilige dinge. Ons lees dat daar baie wonders en tekens plaasgevind het. Wonders en tekens was 'n bevestiging van God se krag. Nie vir vertoon nie, maar vir genesing. Dit was nie sensasiesoekery nie, maar God se liefde wat sigbaar word in aksie. Daar was genesing van siek liggame, bevryding van gebroke harte en vernuwing en verandering in mense se lewens. Hierdie nuwe gemeenskap het veroorsaak dat mense mekaar se werklike behoeftes begin raak sien het. Ek dink dis een van die grootste wonderwerke. Omgegee het en mense bygestaan het waar hulle kon. Luister mooi, dit was 'n vrywillige deel met ander. En dit het gebeur uit 'n hart wat oorvloei van dankbaarheid. Niemand se eie belange kom eerste nie. Die kerk se mense, die liggaam van Christus se welstand is elkeen se verantwoordelikheid. Almal het besef dat ons net rentmeesters is wat God buitendien vir ons gegee het, geleen het. Christendom vra praktiese liefde in aksie, vers 45. Hulle het hulle eiendom en besittings verkoop en aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het eensgesind volhard om die tempelterrein daagliks te besoek, aan huis die brood te breek en hulle maaltye met uitbundige blydskap en met opregte harte te geniet. Die gelowiges het besef dat ons mekaar moet dra. Ons mag ander mense maar help. Ons mag maar instrument van God se liefde word. Ja, selfs uit die oorvloed wat God aan ons gee. Hierdie groepie Christene het eensgesind volhard met uitbundige blydskap en opregte harte. Wat in hierdie eerste gemeente baie duidelik was dat jou verhouding met God en jou verhouding met mekaar die boublokke van die kerk en van jou geestelike groei moet wees. En wat is dan die gevolg hiervan? Vers 47, hulle het God bly prys en die hele volk was hulle goedgesind en die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Die gevolg van mense wat die Here dien, opreg dien, is dat die wêreld dit raak sien en nader staan. Hulle het God bly prys, ja in alle omstandighede. God kry die eer vir alles. Hulle leer dat dankbaarheid hulle lewenstyl word. Lofprysing en aanbidding kom uit 'n oorvloeiende hart. Ons as gelowiges se getuienis spreek harder as ons woorde. Mense word aangetrek deur dit wat hulle sien. Sien jou lewe trek mense nader of stoot hulle weg. Luister mooi. En die Here het daagliks verlostes by hulle getal gevoeg. Ons getuig met ons lewens. Ons adverteer deur ons woorde en dade, en daardeur voeg die Here verlostes by ons getal, of besluit mense om eerder maar na ander plekke te gaan. Ons het 'n spreekwoord, waar die tyer die teer tref, waar dit saak maak. Hoe lyk jou lewe? Is jy al so deel van die geloofsgemeenskap, dat jy 'n verskil maak? Trek jou lewe mense nader, of stoot dit mense eerder weg? Die vroeë kerk het in 'n spesifieke konteks gefunksioneer, 'n klein vervolgde gemeenskap in Jerusalem. Ons leef in 'n ander wêreld, sogenaamde demokrasie, wêreldwye ekonomieë, komplekse sosiale strukture. Maar hoe pas ons hierdie beginsels in ons konteks toe? Die antwoord lê nie in die nabootsing van die vorm nie, maar in die verstaan van die hart van die vorm. Hoe lyk hierdie lewe prakties? Die gemeenskap, die wêreld moet ons raak sien en besef dat ons moet bekend staan vir ons diens aan mekaar en nie vir ons veroordeling van mekaar nie. Ons besighede en ons boerderye en ons werksaamhede moet koninkrykswaardes weerspieël. Ja, ons moet 'n verskil maak waar ons woon en werk.
Nie net praat oor wat gedoen behoort te word nie. Jy is die instrument van God se verandering. Ons is die hoop in 'n wêreld vol wanhoop. Maar kom ons wees maar eerlik, hierdie soort lewe is nie maklik nie. Ons leef in 'n wêreld wat individualisme, materialisme en kompetisie aanmoedig. Om die teenoorgestelde te kies, vereis moed. Die vroeë kerk het ook weerstand ondervind, nie net van buite nie, maar ook van binne. Onthou Ananias en Safira wat gelieg het oor hulle bydrae aan die kerk. Hulle wou net raak gesien word. Hulle is daarvoor gestraf. Die menslike natuur sukkel met gierigheid, die neiging om vas te hou aan dit wat ons het, trots, die behoefte om erkenning te kry vir ons goeie dade, vrees, wat is ons alles weggee en dan is daar dalk nie genoeg vir onsself nie, en skeptisisme, sal hierdie werklik werk in ons tyd? Die vraag is nie of ons perfek sal wees nie. Die vroeë kerk was ook nie perfek nie. Hulle het foute gemaak, daar was konflikte en hulle moes konstant leer en groei. Die vraag is of ons bereid is om anders te leef. Is ons bereid om ons prioriteite te herrangskik rondom God se koninkryk eerder as ons eie koninkrykies? Werklik verander gelowiges in nood om te gee? Is jy bereid om jou tyd te wy aan betekenisvolle verhoudings eerder as oppervlakkige verhoudings? Is jy bereid om jou lewe te leef as 'n getuie van God se liefde, ook wanneer niemand vir jou daaroor erkenning gee nie? Is jy bereid om jou trots op sy te sit en te erken dat ons mekaar nodig het? Hoe gaan ons dit regkry? Begin net. Evalueer bietjie jou verhoudinge. Wat sê jou geld en jou goed van jou waardes? Oorweeg jou geloofsgemeenskap betrokkenheid. Reflekteer oor jou gebedslewe. Leef as 'n verloste. Kom ons kyk daarna. Evalueer jou verhoudinge. Jou vriende, sal hulle saam met jou bid? Wie van jou vriende ken jou werklik, ken jou hart? En wat sê jou geld en jou goed van jou waardes? Is ander mense, belangriker as jou geld? Oorweeg 'n bietjie jou geloofsgemeenskap betrokkenheid. Waar maak jy 'n verskil in die kerk, in die koninkryk? Reflekteer oor jou gebedslewe. Bid jy net vir jouself of ook vir ander se behoeftes? En dan leef as 'n verloste mens. Mense sien die verskil in jou lewe. By Pinkster, met die uitstorting van die Heilige Gees, is die eerste gemeente se storie geskryf. Maar die Heilige Gees skryf ook ons as gemeente se storie. Pinkster was nie die einde nie, maar wel die begin. Die Pinkster gebeurtenis was nie die kern van God se plan nie, dit was die begin van 'n nuwe hoofstuk. Dit was nie die eindpunt nie, dit was die beginpunt van iets wat steeds aan die gebeur is. Dit was die geboorte van 'n nuwe manier om mens te wees, om saam te leef, om God te eer. 2000 jaar later is ons steeds deel van dieselfde verhaal. Die Gees wat op daardie Pinksterdag gekom het, het nooit weer weggegaan nie. Die Heilige Gees is steeds hier, steeds besig om gelowiges te verander, steeds besig om harte te verander, steeds besig om die koninkryk van God sigbaar te maak. Mense kyk na ons en sê, kyk hoe hulle mekaar liefhet. So het die heidene van die eerste Christene ook gepraat. Nie kyk hoe goed hulle preek of hoe mooi hulle sing nie, maar kyk hoe hulle mekaar liefhet. Vandag staan ons voor dieselfde uitnodiging as daardie eerste disippels, om deel te wees en deel te bly van iets groter as onsself. Om te leef op 'n ander manier wat die wêreld laat wonder wat ons anders maak. Om 'n gemeente te wees wat so oortuigend anders is, dat mense God daardeur ontmoet. Nie net hoor van hom nie, maar hom werklik ontmoet. Die Gees wat op Pinkster gekom het, is dieselfde Gees wat vandag in ons werk. Hy vra nie perfekte mense nie, hy gebruik gewillige mense. Hy soek nie na talente nie, maar na toewyding. Die Pinksterverhaal is nog nie klaar geskryf nie. Jy en ek is die volgende hoofstuk. Pinksterfees is nie net 'n herdenking nie, dit is 'n herbevestiging. Ons vier nie iets wat verby is nie, ons vier iets wat voortgaan. Die Heilige Gees, wat die eerste gemeente gevorm en verander het, wil ons vandag nog steeds vorm en verander, wil jou nog steeds vorm en verander. Die vraag is nie of Pinkster gebeur het nie. Die vraag is of Pinkster vandag nog in jou lewe aan die gebeur is. O Here,
Dankie dat ons hier by mekaar kan wees, dat ons in U naam by mekaar mag wees, dat die Gees oor ons uitgestort is, elke een van ons wat glo, sodat ons U getuies in hierdie wêreld kan wees. Seën ons daarmee, Here, dat ons werklik hierdie wêreld rondom ons kan verander deur dit wat ons doen en sê, sodat ander mense deur my getuienis, deur ons getuienis in U kan glo. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly. Amen.